So, in die begin van die jaar het ek die voorreg gehad om 'n week as 'n opleiding in Kreersdorp by te woon by die Stal Ministries wat gegaan het oor mental health. Hoe gaan ek dit vertaal in Afrikaans, Richard? Geestesgesondheid, is dit reg? Geestesgesondheid. En dit was 'n baie insiggewende week se opleiding gewees. Maar ek dink 'n ding wat my hart gearresteer het, was die module wat gegaan het oor vergifnis. En vergifnis is iets wat ons in die kerk weet. Ons weet ons moet vergewe. Joeg, maar die Here het my so diep in my hart aangeraak oor dit. Jy weet, ons dink vergifnis is baie keer vir die groot goeters, vir die molestering en vir die verkrachting en vir die diefstal en gewapende roof en al hierdie groot goed. Maar wat daarvan as 'n kind vergeet net om dankie te sê vir iets wat jy gedoen het? Wat gebeur in jou hart? Wat gebeur as 'n man of 'n vrou so 'n bietjie 'n vinnige woordjie net so vinnig piets en dit gaan maar net verby? En die Here het my hart toe gearresteer en gesê, klein jakkalsies word 'n groot bron van devastation oor tyd. En dis waar ek vandag vir u wil vra. Daar's in sommige van ons lewens regtig groot goed. En in party van ons lewens is daar 'n klomp klein jakkalsies. Maar hulle almal het dieselfde beginsel en hulle almal het dieselfde pad wat ons stap rondom dit. So as ons vandag kyk na beginsels, gaan ons in 'n paar fasette kyk. Ons gaan kyk wat sê die woord van God. Ons gaan kyk wie moet ons vergewe. Ons gaan kyk wat vergifnis nie is nie. Ons gaan kyk waarom dit belangrik is. En ons gaan kyk na die proses wat dit gaan vat om deur vergifnis te kom. Nou om te begin, gaan ons deur 3 skrifgedeeltes gaan. Ons gaan kyk na Efesiërs 4 vers 32, Matteus 18 en Matteus 6. En Cornelis het gesê, ek moet dit noem, dat as daar 'n behoefte sal wees, kan ons die notas op die familiegroep post, dat mense daarna kan kyk na die tyd. Kom ons begin by Efesiërs 3 vers 22. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Dis 'n baie tolorder. Vergewe soos wat God julle in Christus Jesus vergewe het. Die volgende skrifgedeelte is in Matteus 18 vanaf vers 23 tot 35. Nou, omdat dit 'n lang gedeelte is, dit is daar vir die wat dit presies wil lees, gaan ek sommer net vertel wat hier gebeur het. 'n Koning het eendag deur sy state gegaan en gekyk na wie skuld hom wat. En daar was een dienskneg wat hom, kom ons maak dit in vandag se taal, wat hom R10,000 geskuld het. Rephrase Jeline weergawe van wat in daai skrif staan. En die koning het hom geroep en gesê, kom betaal hierdie 10,000. En hy het na die koning toe gekom en gesê, die koning het hom gevat en gesê, verkoop sy vrou, verkoop sy kinders, verkoop alles wat hy het, ek het hierdie skuld nodig. En die man het die koning kom smeek en gesê, koning, asseblief hê genade op my, ek het nie hierdie geld om dit terug te betaal nie. En die koning het innig jammer gevoel vir hom en het die skuld afgeskryf. Nie afbetalingsreëling nie, afgeskryf. Toe hierdie dienskneg uitgaan, sien hy een van sy medediensknegte wat hom R20 skuld. En hy gryp die ou en hy sê vir hom, betaal my R20. En die ou sê, ek is jammer, ek kan nie. En hierdie man sê vir sy mededienskneg, tronk toe met jou, tot en met jy kan betaal. En in die Bybel staan daar, en hulle het gesien, een van die ander diensknegte het gesien hoe hierdie ou nou net sy vriend hanteer, en hy weet ook, hy het R10,000 afgeskryf gekry, en hy gaan vertel vir die koning. Nou kom ons kyk na die laaste, ons kan gaan na die vers 31, 2 slides verder. In die laaste deel van daai skrif staan daar, in vers 32, daarom roep sy Heer om en sê vir hom, jou slegte dienskneg. Al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees, soos ek ook barmhartig gewees het nie? En sy Heer sê vir hom in toorn,
en sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy onskuldig was. En hier is die versie wat my hart regtig geruk het. So sal my Hemelvader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Joel, kom gou hier so asseblief, ek het met Joel gereël, so hy skrik nie nou vir die eerste keer nie. Hierdie skrif het in die begin vir my gesit en dink, dit voel in beginsel of dit 'n harde vader is. Wat sê, as jy nie vergewe nie, gee ek jou oor aan die pynigers. Maar net soos wat daar 'n beginsel is, ek gaan nou, Joel, staan net rustig, as ek hierdie bladsy gaan laat val, en nou moet jy optel ook asseblief, wat het daar ingeskop? Swaartekrag. Dis 'n beginsel, as ek dit los, gaan dit af. So is daar 'n beginsel en 'n wet wat die Here gemaak het rondom vergifnis, wat die volgende sê, as hierdie my skuldbrief is teenoor Joel, waarvoor ek vir hom kwaad is, gaan die volgende gebeur. Ek het iets teen Joel. Joel kan doen net wat hy wil. Hy kan gaan net waar hy wil. Wie is die een wat vas is? Thanks, Joel. Wie is die een wat vas is in hierdie beginsel? Ek. Ek is vas, want ek wil nie vergewe nie. So, dis nie Vader God wat my bind nie, dis ek wat nie my vryheid wat hy vir my gee wil vat nie. En die beginsel is om daai vryheid en heelheid te kry. Is, ek moet vergewe. Dit is 'n beginsel. So kom ons kyk verder, wat sê die skrif in Matteus 6. Hierdie skrif in Matteus 6 het my hart ook ongelooflik diep geraak, want die versies wat net voor hierdie skrif in Matteus 6 gaan, is die Onse Vader. So dit is die model waar, dis die model waar Jesus ons leer hoe om te bid, is die Onse Vader. En direk nadat hy sê, en aan U behoort alle krag, alle heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom die volgende versie in vers 14 wat sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle Hemelvader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. So Jesus kop die beginsel weer in. Nou is die vraag, wie moet ons vergewe? En daar's baie wye teachings, ek het regtig verskriklik baie preke en teachings deurgegaan om voor te berei vir vandag, maar ek weet daar's ander ook, maar vir vandag wil ek net hê ons moet fokus op ander mense en op onsself. En met ander mense wil ek sê, ander mense, dis mense wat dalk nog steeds in jou lewe is. Dis mense wat dalk al weggetrek het en nie meer in jou lewe is nie. Dis mense wat dalk nog vandag lewe, of dis dalk mense wat reeds afgesterf het. Die beginsel is, as ek iets hou, is ek vas en kan ek nie heel kom nie. Ek weet omstandighede kan 'n rol speel, en ek weet daar's van die teaching wat sê ons moet die Here vergewe, maar die Here kan nie iets verkeerd doen nie. Dis maar meer ons beginsel, en dis hoekom ek dit uitgelaat het. As ons moet kyk na vergifnis, dis regtig net kleine realiteit van die lewe. Almal van ons wat hier sit, het al seer gekry. Party van ons is huidiglik in 'n seer of in 'n kwaad plek. En ek wil dit nie oor julle spreek nie, maar ek vermoed dit gaan in die toekoms dalk ook met iemand gebeur. Dis pleine realiteit van waar ons is. So as ons vergifnis moet verstaan, is dit baie belangrik dat daar sekere goeders is wat vergifnis nie is nie. En ek dink ons moet dit mooi verstaan. So kom ons gaan stapie vir stap deur hom. Vergifnis is nie om iemand se verkeerde optrede te minimaliseer nie. Ek hoef dit nie oor die hoof te sien nie. Vergifnis is nie om die skuld vir iemand anders se verkeerde optrede op jouself te neem nie. Dis nie vergifnis nie. Vergifnis is ook, dit is nie voorwaardelik nie. En wat ek daarmee bedoel is, iemand hoef nie vir jou jammer te sê voor jy hulle vergewe nie. Vergifnis is 'n opdrag. Dis nie ek hoef te wag vir my man of my kind of my werkgewer om jammer te sê nie. Die Here sê vergewe. As gevolg daarvan dat hy wil hê ek moet die skuld, las wat ek teen die persoon het laat val, sodat ek kan vry wees.
Sy hart is vir my om vry te wees. Vergifnis beteken nie noodwendig versoening nie, maar dit kan daartoe lei. En die verskil is dat vergifnis wat lei tot versoening, is al twee partye betrokke. Twee mense werk daaraan om by versoening uit te kom. Maar vir vergifnis is net een persoon belangrik. Dis jy. Dis nie die persoon wat die oortreding gepleeg het nie. Dis baie belangrik. Dan verder is vergifnis nie 'n opdrag nie. Dit is 'n opdrag, vergifnis is nie 'n opsie nie, dit is 'n opdrag van God. Vergifnis verander nie die verlede nie. Dit verander nie wat met ons gebeur het nie. Maar dit help ons verseker om 'n baie beter, groter toekoms te kan hê. Dit maak ons vry vir wat die Here in ons toekoms wil doen. Vergifnis is nie 'n vrypas vir ander om aan te hou om ons seer te maak nie. So as ek iemand vergewe wat my misbruik, beteken my vergifnis nie die persoon mag aanhou om my te misbruik nie. En vergifnis beteken ook nie dat ek grense is vir my so, ek kan boundaries opstel. As jy in 'n verhouding is waar daar misbruik is en abusive situasies is, mag jy grense opstel. Vergifnis beteken nie, jy kan sonder grense deurgaan nie, jy mag en jy moet grense opstel. Vergifnis beteken ook nie, dat daar nie dalk nog 'n genesingsproses na die tyd gaan wees nie. Vergifnis beteken, ek laat val als, ek kom uit my eie tronk uit, sodat die Here my kan kom vrymaak en kom genees. Maar baie keer is misbruik so seer. Baie keer is dit wat aan jou gedoen is so intens, dat dit vat 'n tydjie vir daai volle genesing om te realiseer in ons lewens. Dan, waarom is dit so belangrik dat ons dan vergewe? Dis baie belangrik dat ons kan vrykom. Vergifnis is 'n voorvereiste vir bevryding. Onvergewensgesindheid bring verseker oop deure vir demoniese aanvalle en bindings op ons lewens. En vergifnis is absoluut noodsaaklik om 'n oop deur van haat in ons lewens toe te maak. Nou, ek wil julle regtig bemoedig, die van ons wat met situasies sit wat ons nog vashou om nie in absolute vryheid te loop nie. Daar was 'n kursus van Dr. Bruce Wilkinson wat gratis aanlyn beskikbaar is, 70x7. Hierdie kursus is, ek het op die heel laaste slide, sal ek vir julle die webadres gee, want dit is so belangrik vir my. Ons vat inligting wat eintlik so wyd en so ver en so diep gaan. Vergifnis was 'n hele dag, 'n hele volle 8 ure se onderwerp by daai mental wellness kursus wat ek bygewoon het. En vergifnis was 8 ure se teachings wat in weke opgedeel is in 70x7. So ek besef, ons gaan so bo langs verby. Maar bo langs is goed genoeg om ons harte te arresteer, om wel ons bewus te maak daarvan dat daar 'n proses in ons lewens gaan nodig wees. Tweedens, vergifnis bring ons by 'n plek waar daar 'n herstel in ons harte kan plaasvind. As ons vergewe, kan die Here kom en hy kan die leuns wat in ons harte kom vassit het as gevolg van daai persoon wat jou kwaad gemaak het of seer gemaak het of jou onreg aangedoen het. Die leuns wat saam met dit gaan en wat die vyand soos 'n megafoon gebruik om in ons harte in te blaas. Daai leuns kan deur die waarheid van die woord van God en deur die gees van God stil gemaak word. Die woord sê jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Maar baie keer is die omstandighede in ons lewens so erg, ek weet nie wie van julle het al goed gelamineer nie. Maar as jy 'n ding lamineer, is dit 'n plastiek velletjie, jy maak sy flap oop, jy sit die prentjie wat jy wil lamineer in en jy maak hom toe, en dan gebeur wat? Jy sit hom deur intense hitte, en hy smelt vas. En so kom die lewe baie keer met omstandighede,
En daai omstandighede is vir ons so warm, dat dit vaslamineer aan ons, dat ons nie die verskil tussen leuen en waarheid maklik kan. 'n Ongelamineerde vel is so 'n wasige, ondeurskynende kleur. Hy word eers deurskynend as hy deur die hitte is. En dan is dit baie moeilik om die onderskeid tussen die voor en die agterkant van daai gelamineerde vel te sien. En so maak onvergifnis in ons harte dit so warm, dat ons baie keer nie die onderskeid kan tref van dit wat leuns is, wat die vyand in ons harte blaas, en dit wat regtig die waarheid is nie. En dan sê die Bybel, en die woord van God is soos 'n tweesnydende swaard wat kom skeiding bring tussen murg en been. So wanneer ek iemand vergewe, dan kan die Here kom met sy waarheid en hy kan daai gelamineerde bladsy meesterlik kom oopsny om jou vry te kry van daai leuen wat jou vasgelamineer het in jou menswees. Dan is daar 'n skrif in Esegiel, ek dink is Esegiel 36 wat sê, en die Here sal kom en hy sal 'n hart van klip uithaal en jou 'n hart van vlees gee. Dit is regtig baie moeilik om 'n verhouding met die Here te hê, 'n lewende verhouding met hom te hê, as daar 'n harde hart is, want hoe gaan jy sy stem hoor? So daai sagte hart wat die Here vir jou gee, is nie net 'n sagte hart wat jou oopmaak dat jy weer in verhouding met die Gees van God kan staan nie, maar dit maak ook ons harte oop vir die mense wat rondom ons is. En 'n voorbeeld wat vir my so mooi was, wat ek tussendeur als raak gesien het, is, as ons lewens vergelyk met 'n tuin, 'n baie mooi tuin, en daar kom partykeer skerminkels deur en hulle hardloop en hulle slaan die goed stikkend en hulle trap op die blombeddings, laat die blomme net so plat lê. Dan is mense neiging om te sê, sluit die hekkie van die tuin, dat die skerminkels nie kan inkom nie. Maar saam met die skerminkels wat uitgehaal word, word die liefde wat van buite af moet inkom ook geblok. Die mense wat vir jou 'n bederfpakkie wil bring, of sommer net kom hallo sê, of kom tee drink, word ook uitgehou uit daai tuin uit. Want die tuinhek is gesluit om die skerminkels uit te hou. En so maak ons met die tuine van ons hart. As ons by 'n plek kom wat ons harte so hard en so seer is, dat daai beskermingsmeganismes soos 'n sterk ystergrendels reg rondom my staan, gaan ek moontlik dit regkry om die seer uit te blok. Maar jy gaan ook die liefde uithou. En deur te vergewe, stel ons Jesus Christus aan om te sê, wees asseblief die tuinwaghekkie, die tuinhekkie se wag. Dink dit klink beter. Wees asseblief die tuinhekkie se wag. Beheer u wat geblok word en wat inkom. Dis waar my veiligheid lê, is dit om dit aan hom oor te gee. En dan is daar 'n skrif, kom ek kyk dit gou waar, want ek kan dit nou nie uit my kop uit onthou nie. Romeine 12 vers 19 sê, vengeance is mine, says the Lord, I will repay. As ons kom en ons kan kom vergewe en regtig die persoon vryspreek, kan die Here kom en hy kan daai situasie kom hanteer. En ek wil nie in dit ingaan nie, want ek wil nie nou in die teologie van dit ingaan nie, maar daar's verskeie voorbeelde in die Bybel. Byvoorbeeld, toe Jesus gekruisig was, het hy gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So niemand van daai fariseërs wat hom gekruisig het, het vir hom jammer gesê nie. Hy het dit gedoen en hy het gevra, reken hulle hierdie kwaad nie toe nie. Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar dan is daar ook ander skrifgedeeltes, byvoorbeeld in 1 Samuel 24 vers 12, waar Dawid sê, reken hulle die kwaad toe, Here. Vengeance is yours, Lord. I give it to you. En as daar regtig situasies van onreg is en waar jy onregverdig hanteer is en of seer gemaak is of kwaad gemaak is, of ek dink veral in my geval, niks maak my so kwaad as om onregverdig hanteer te word nie. En so op 'n synota, hierdie week was hel. Ek was 2 dae voluit in Mangaung. I don't think I need to say anything more.
Yes, en dan is ek so kwaad vir daai makkers, dan sit ek en dink jy preek Sondag, en terwyl ek vir die volgende een wag, dan bely ek, sê, Here, ek vergewe hulle. Dit is so onregverdig, ek wil opstyg. Maar as ons daai vergifnisproses vat en ons laat die Here toe om in te kom, dan kan hy kom en hy kan daai vryheid in ons harte bring. Genesing en heelheid van seer. Partykeer is dit wat mense doen, maak regtig baie diep seer. En daai seer dikteer jou lewe grootendeels, veral in erge trauma. En ons het kan regkry om die Here in te nooi en te sê, kom help my Vader om deur die Heilige Gees regtig uit my hart uit te vergewe. Dan sal daar totale genesing in jou hart kan kom van daai seer en jou hekkie sal oop wees. Verder, waarom is begifnis so belangrik? Vergifnis het 'n ongelooflike impak op ons familieverhoudings. Ek gaan nou spesifiek hier met familie hier aan die einde te praat ook van verhoudings in die algemeen ook. Julle, as ons onvergifnis het teenoor ons mans, ons vrouens en ons kinders, dan keer dit ons om die ware waarheid en die waarde van wat daai persoon in Jesus het te sien. En vergifnis help ons om die regte waarde van 'n persoon weer te sien en te kan beleef. Vergifnis help ons om onvoorwaardelik lief te hê. Want dit kan dalk wees dat daai persoon in jou familie of in jou direkte vriendekring nog nie verander het in hulle houding nie. Maar dit kan jou hart vul met Vader God se onvoorwaardelike liefde vir hulle. En waar bitterheid en verwerping intimiteit keer, sodra ons daai vergifnis sit en vir Vader God sê kom, kan hy harte weer kom saambind. Kan hy man en vrou se hart weer saambind. Kan die skrif in Maleagi wat sê en hy sal die harte van die vaders na die kinders en die kinders na die vaders draai. Kan daai skrif weer plaasvind. Sonder vergifnis gaan dit nie moontlik wees nie. Restaurasie van ons waarde. Baie keer as mens deur intense situasies gaan, dan voel jy soos 'n slagoffer. Of as jy regtig deur wille situasies is in jou huislike omstandighede, kan jy voel of jy fisiese weeskind is al as daar ouers. En deur te vergewe, kan die ware identiteit van wat Jesus Christus jou noem as sy kind, jou waarde en identiteit kan losgemaak word vir dit wat hy jou voorroep en wat hy oor jou sê. Herstel in verhoudings. Vergifnis bring vryheid waar skaamte, selfbejammering, veroordeling of vrees van tevore was. So ek dink as ons net vir mekaar moet net sê, sien ons plekke van shame, sien ons plekke wat ons voorskaam is wat ons wegsteek, sien ons plekke waar ons onsself bejammer, sien ons plekke waar ons sukkel met judgment, wat ons vinnig ouens veroordeel, of wat daar baie vrees in ons harte is of in ons lewens is. Kan ons maar gaan soek. Is dit nie dalk die oorsaak van onvergifnis wat eers in 'n verhouding lê nie? En dan wil ek hier inkom om te sê, ek weet nie van julle nie, maar in my geval, dis baie keer vir my makliker om iemand anders te vergewe as om myself te vergewe. En dieselfde beginsel geld oor myself. As ek nie myself kan vergewe vir die foute wat ek gemaak het nie, stap ek met daai bladsy op my eie rug vas en stap ek soos 'n torretjie om 'n kers. En kan ek nie gaan waar ek veronderstel is om te gaan nie. En selfveroordeling vreet soos 'n kanker in mense hart. Dit kan jou so lam lê dat die roeping wat die Here op jou lewe het, glad nie kan manifesteer of hy jou gebruik nie, want jy diskwalifiseer jouself lank voordat enigiemand anders ter jou kan diskwalifiseer. So hierdie hele proses gaan regtig, wil ek vir jou vra, as ons kyk daarna, nie net na jouself kyk nie, maar kyk ook asseblief na die mense om jou, maar jou eie hart ook. En daai jong man my so lank begin help om die bladsye uit te deel terwyl ek verder gaan, asseblief.
Vergifnis is regtig een van die sleutels vir ons harte om tot by Shalom te kom, tot by vrede te kom. Die woord Shalom is so ryk. Dit beteken nie net vrede nie. Die woord Shalom beteken volheid. Dit beteken, wat is tranquility in Afrikaans? Ekskuus tannie Biola? Rustigheid. Dit bring heelheid. Dit beteken daarso is 'n lack of war. Daar is nie oorlog waar Shalom is nie. Daar's vrede. Daar's orde waar Shalom is. So as ons sê vergifnis laat Shalom in ons harte toe, dan sê ons die volheid van wat Jesus aan die kruis gedoen het, in daai verhouding wat seer gekry het of waar daar woede is. Shalom kan terugkom. Heelheid kan terugkom. Vrede kan terugkom. Orde kan terugkom. Want die volheid van God kan in ons harte inkom. Dan wil ek julle regtig bemoedig, hierdie bladsy wat nou uitgedeel word, is hoofsaaklik geneem uit 70 times 7, maar ek het beginsels van Zozo Ministries ingesit, beginsels van Op die Stal Ministries ingesit, beginsels van Pastor Vlad ingesit, so daar's regtig 'n hele paar verskillende ouens se modelle waarna ek gekyk het, en julle hierdie bladsy asseblief, ek wil nie sê dis 'n Nuwe Testament of 'n nuwe beginsel, dis net 'n hulp, want partykeer voel mens bietjie onbeholpe om te sê, hoe gaan ek hierdie pad stap? En ek wil julle regtig bemoedig om te sê, Vader God kan in ons eie binnekamer hierdie pad van vergifnis 100% doen. Hy kan. Maar om 'n boetie of 'n sussie te hê wat saam met jou bid, wat 'n getuie kan wees om te sê, ja, Tannie Treya het saam met my gebid, ek het voor haar hierdie goedjies in die lig gebring en ek het kom vergewe. Bring net 'n dinamika by wat kosbaar is. Dit bring hulp vir jou waar mens partykeer regtig swak en moedeloos voel om dit self te kan doen. So hierdie bladsye is 'n riglyn vir as jy in jou eie verhouding met die Here by die huis wil gaan sit en dit doen. Maar ek wil julle regtig nooi om te sê, as jy nodig het om vir 'n selleier te sê, hierdie wat in my hart is so diep, so moeilik. Asseblief kom help my. Doen so asseblief. Vra 'n leier bid saam met my. Jy het nie eers 'n leier nodig nie, vra 'n vriendin bid saam met my. Net iemand wat jou hand kan vat en saam met jou deur dit gaan. Maar in die verduideliking van hoe om deur hierdie proses te gaan, gaan jy nommer 1 'n besluit moet neem om te sê, ek kies om dit te doen. Hierdie skuldbrief wat ek het vir wie ek so kwaad is, of wat my so seer gemaak het, wat is daar nog behalwe kwaad en seer wat ons moet vergewe? Skuld, teleurstelling, bitterheid. Bitterheid is eintlik die volgende stapie na onvergifnis. Hy hardloop so 'n hele trappie van onvergifnis na haat, na bitterheid, en hy word regtig 'n baie sterk stronghold. Stap nommer 1, wat ook al, vergewe, skuld, seer, kwaad, wat hy ook al is. Stap nommer 1 is kies om jou hart oop te maak om te let go. Kies dit. Nommer 2, in die Stal Ministries het hulle vir my nou nogal regtig 'n oulike ding genoem, en ek noem dit as 'n tool en nie as 'n riglyn nie. Sy het vir ons gevra, skryf al die name neer van die mense wat jy moet vergewe, en gee langs dit 'n punt uit 10. Byvoorbeeld, ek is vir Koos 10 uit 10 kwaad. Die warm plek alleen is goed genoeg vir Koos. Dan is Koos 10. En dan vir Jack is jy net so klein bietjie kwaader, en vir Sari is jy 'n 3, en jou Engelse juffrou in my geval is ook 'n 10 uit 10 gewees vir baie jare van my lewe. Ja, ek kan nie vir julle sê hoeveel keer as ek uitgeskel oor my spelling, en dan sê sy, for heaven's sakes child, let your parents just check your essays. Dan het hulle. Sy was een van daai juffrouens, ekskuus ek wil van die punt af, maar
Party juffrouens laat die domstes heel voorsit, so 'n groepie van ons het sommer buite die klas gewag, laat die ander hulle plekke gaan soek van agteraf. Dit was net as jy nommer 1, 2 of 3 in die voorste ry, dit was al variant wat daar was. Maar nou ja, prys die Here, mag jy geseënd wees, juffrou Fifield. Die rede hoekom ek sê nommer 1, 2, 3, 4 of uit 10 uit, is, mens sien baie keer as mens ouens bedien 'n patroon, dat wie het ek eers genoem, Koos. Koos was 'n 10 uit 10. Baie keer, as daar regtig 'n lang tyd onvergifnis in ons harte gelê het, vorm dit 'n patroon. So, nadat Koos my kwaad gemaak het, kom Tannie Truitjie en iets wat sy doen is glad nie so erg nie, maar dit val in dieselfde kategorie. En dan kom Helen en sy is eintlik net 'n 1 uit 10, maar dit val in dieselfde kategorie. So baie keer as mens die nommer 10 uit 10 eerste aanspreek, dan kom jy agter die 3 uit 10 en die 1 uit 10 en die kleiner goedjies val baie vinniger. Dis net prakties, dis nie 'n moet nie. Maar as jy die persoon se name skryf daai uit 10 uit, hoe erg is dit vir jou? En heel aan die einde van die proses, kan jy teruggaan na daai gebeurtenis toe in jou gemoed en vir jouself sê, waar lê dit nou? Is daar dalk nog 'n 3 uit 10 in my hart oor, of kan ek regtig sê dis 0 uit 10? En dis net vir jouself 'n barometer om te kyk, hoe ver het ek gekom in die proses? Okay, so stap nommer 1, besluit. Stap nommer 2, skryf die name neer. En in my geval gee dit 'n punt uit 10 uit. En dan begin mens meer spesifiek skryf. Waarvoor jy die persoon vergewe, vir wat hy sê of wat jy gedoen het. En hier is 'n belangrike een, en hoe dit jou laat voel. In die beginsel van mental wellness het hulle vir ons geleer om te sê, hoekom is dit belangrik om daai hoe dit jou laat voel het ook in te sit. In daai tabel, dis nie op die slideshow nie, kan jy gaan na daai sirkeldiagram toe asseblief. Dankie, hou maar net daar. Die rede hoekom dit so belangrik is dat ek daai kolom skryf van hoe dit my laat voel, is dit gaan vir jou 'n indikasie wees na die tyd van waar daar moontlike leuns lê. Dit laat my unloved voel. Dit laat my ongewaardeer voel. Dit laat my skaam voel. Skaam is 'n emosie, maar unloved en ongewaardeerd kan moontlik leuns wees. En as jy dit nie neerskryf langs hoekom jy die persoon vergewe, hoe dit jou laat voel nie, is daar baie keer leuns wat deursluip. En dan lank na die tyd kom 'n leuen en hy kom klop aan jou deur. Jy het die persoon vergewe, maar die effek van waarvoor jy hulle vergewe, die leuen wat die vyand kom skree op jou na daai seer of kwaad, daai leuen sit nog daar. En dis hoekom hulle vir ons geleer het, jy skryf die persoon se naam neer, wat het hy gedoen en hoe dit jou laat voel. Want uit daai hoe dit jou laat voel kolom gaan ons later die leuns gaan uitsoek, weet ek. Dan, vierdens, nou hierdie proses het ek net so van stap 1 tot 5 gevat uit 70 times 7 van Dr. Bruce Wilkinson. Hy sê, nommer 1, maak jou hart oop om te vergewe. Nommer 2, kry deernis vir die persoon wat jy vergewe. So, kom ons vat juffrou Fifield. Sy het die dag my uitmekaar uitgeskree, voor almal verneder, my byvoeglike name gegee wat wel in die HAT staan, maar net. Maar wie sê vir ons, juffrou Fifield het nie 'n verswakte ouer by die huis wat sy versorg nie. Of sy gaan nie deur 'n egskeiding nie. Of sy gaan nie piket. Iets. As ek Here vra, bring compassie mooi, deernis is die Afrikaanse vertaling volgens die woordeboek, maar ek weet die compassion voel vir my lekkerder. Here, bring vir my compassion vir die persoon wat ek vergewe. Dalk het die persoon 'n grap gemaak en dit was glad nie vir my snaaks nie. Dalk het hulle 'n verduideliking gegee van iets in hulle eie lewens wat ek gevat het, as hulle sê dis ek, maar hulle het eintlik net 'n voorbeeld bedoel, hulle het net bietjie lomp gekommunikeer.
Wat is daar wat ek vir die Here kan vra? Bring 'n deernis in my hart vir hierdie persoon wat ek moet vergewe. Want dit haal daai persoon, dit help my om daai tronkdeur waar ek daai persoon gevange hou in my hart. Dit help my om daai deur in die volgende stap te gaan oopsluit. Stap nommer 3, laat die persoon vry uit daai tronk in jou hart, of jou hart se tronk, waar jy hom opgesluit het. En ek is 'n prentjie mens, dis hoekom die kinders wat in kunsgoed gedoen het vir my so lekker is. Ek hou van kuns, ek hou van visuele prentjies. En as dit vir jou nodig is om jou oë toe te maak en te sien hoe jy daai tronkdeur oopsluit en daai persoon daar uitnooi, doen dit. Maar kry daai deur oopgesluit. Nommer 4, vergewe die persoon spesifiek vir elke ding wat jou kwaad of seer gemaak het. En ek het 'n voorbeeld van 'n gebed daar neergesit. Dis net 'n voorbeeld asseblief, dis nie die begin en die einde nie, dis net 'n tool. Stap nommer 5. Kyk na die lysie wat jy neergeskryf het van hoe dit jou laat voel, daar in die eerste kolom regsbo. En daaruit vra jy nou vir die Here, Here, is daar leuns van die vyand wat ek geglo het? Jy skryf die leuns neer en dan vra jy vir Heilige Gees. Here, kom praat met my. Geef my asseblief skrif. Praat met my. Wat is die waarheid? Hoekom? Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Dis hoekom. Dan stap nommer 6. Seën die persoon en doen goed aan hulle as jy kan. Partykeer om iemand wat jou regtig seer gemaak het, net verby daai punt te gaan. Ons het net toe ek en Cornelis getroud is, het ons deur kerkpolitiek gegaan wat hel was. Ek dink ek het in my lewe soveel gehuil soos daai eerste jaar van ons getroude lewe as gevolg van kerkpolitiek nie. En ek kan nie vir julle sê hoe bevrydend was dit vir ons om toe al die chaos verby is en om saam met elkeen van daai leiers te kon sit en koffie te drink. Joeg julle in een van die leiers se vrouens. Toe ek vir haar sê, Tannie, weet jy hoe verdeksel se seer het julle ons gemaak? Toe kyk sy vir my soos 'n koei vir 'n nuwe hek en sê vir my, maar weet jy hoe seer het jou leier my gemaak? En dis die eerste keer wat ek daarvan gehoor het. En daar kon compassion kom vir my teenoor haar en daar kon compassion kom vir haar teenoor my. En as ek haar vandag weer kan sien, sal dit vir my die grootste voorreg wees om saam met haar koffie te drink en saam met haar te kuier. En ek kan met 'n rein hart sê, elke liewe een van daai pastorsgroepe wat ons daai tyd wat vir my gevoel het toe Hellenbeck gestuur het. Elkeen van hulle kan ek vandag sê, ek sal enige tyd saam met hulle koffie drink en koek eet. Enige tyd. Die Here het soveel herstel gebring. Hy het soveel eer teruggebring in ons harte om te sê, I still honor you as a man and woman of God, even though you make mistakes. En dis wat die Here vir ons kan doen en wil doen. Kom bid 'n seën oor daai persoon. Seën Vader God hulle met die beste wat U vir hulle het en alles wat jy aan kan dink. Pastor Bill Johnson sê in een van sy preke oor vergifnis as deel van sy gebedslys elke liewe dag wat hy vir sy kinders en dankie, daar is hy terug. Waar hy vir sy kinders en kleinkinders bid, staan die ouens wat hom die ergste in publiek teëgaan, staan hulle name. En hy bid vir hulle dat met die passie waarmee hulle hom vervolg, dat hulle met daai passie hulle koning Jesus sal dien. En hy bid dat hulle kinders geseën sal wees, as 'n roetine. Dis wat hy doen. Ek het net gedink, wow, that's next level om hulle saam met jou familie op jou gebedslys te sit. En dan laastens, is net om te bid en daai vrede van God te ontvang, sy genesing te ontvang. En wanneer ek vergewe, dan stop die effek van die pynigers in my lewe. Die engel sê in daai skrif in Matteus 18, and the torturers, ouens wat jou martel, sal vrygestel word om in jou lewe te werk, as gevolg van onvergifnis. As daar 'n vorm van torture in ons lewens is, kan ons maar gaan soek, is daar iets wat ons nie vergewe het nie. En deur hier die vrede van God te ontvang, kan ons vir hom sê, dankie Here.
dat die pynigers geen meer reg het in my lewe nie. Dankie dat ek U Shalom kan ontvang. Dankie dat dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het, vir my genesing, vir my vryheid, vir my heelheid, vir alles wat hy aan die kruis gedoen het. Dankie dat dit nou 'n realiteit in my hart kan word. Hy het dit reeds gedoen. Dis 'n afgehandelde saak, is reeds gedoen. Ek moet dit net in my lewe ontvang. Ja, so ek seën julle regtig daarmee dat ons soos Dawid ons harte in hierdie tydjie wat voorlê voor die Here sal bring en sê Here, wys my hart. Ons harte kan maar partykeer bietjie bedrieglik wees. En partykeer is dit klein jakkalsies en ek het regtig vir die Here gevra nadat ek hierdie studie begin het so 2 maande terug, is om te vra Here help my om vinnig te vergewe. En ek verstaan die skrif ook nou 'n bietjie beter, die skrif wat sê of dalk is dit net 'n gesegde, nou weet ek nie. Moenie gaan slaap. Wat is die skrif? Moenie gaan slaap dat jy kwaad is nie. My eie weergawe, kan iemand my help met die direkte quote? Don't let the sun go down on your wrath. Ek verstaan dit nou. Moenie kwaad gaan slaap nie. Hoekom nie? Want in daai tydjie wat jy slaap, kry kwaad 'n tydjie om bietjie dieper wortel in jou hart te skiet. En dan jy bietjie 'n besige dag en jy vergeet, dan skiet hy nog 'n bietjie donker en nog 'n bietjie dieper en nog 'n bietjie dieper en nog 'n bietjie dieper. En eendag sien jy hierso is 'n van die vrug in jou lewe en jy wonder waar kom hy vandaan. Dis daai enetjie wat jy lank terug net geïgnoreer het. Net deur te ignoreer beteken nie hy gaan groei nie. Gee hom kos en water en hy groei soos 'n droom. Kom ons bid saam. Hemelvader, ek wil vir U so dankie sê dat U hart is. U Vaderhart is so goed. U hart is om ons vry te hê. U hart is om ons heel te hê. U hart is om ons te vergewe. Here God, vergewe ons waar onvergifnis, bitterheid en haat en wrokke en lelike goeters in ons harte geword het. En Here, ek wil kom bid dat U deur die Heilige Gees in hierdie seisoen wat voorlê ons harte vir ons sal kom wys, dat ons regtig as bruid van Christus kan voorberei om U te ontmoet sonder vlek of rimpel. Here, dit is my begeerte dat niemand van ons in hierdie gemeente 'n stukkie onvergifnis in ons harte sal hê nie. Kom wys ons asseblief, en Heilige Gees, dankie dat U sê U is daar om ons te help deur hierdie proses. U sal ons nie alleen los deur dit nie. So dankie dat ek kan vra, Heilige Gees, dat U saam met elkeen van ons sal gaan van hier af. In Jesus se kosbare naam. Amen.